met hier is, goeiemôre en welkom op hierdie lang naweek. Op hierdie, soos Ivy gesê het, op hierdie winters lang naweek. Het voel of die winter skielik hier is, nê? So, dis lekker om julle hier te sien, die wat nou nie weg is nie, wat vanoggend saam met ons hier is, besluit het, jy gaan die versoeking weerstaan om nog in te lê op so 'n koue oggend. Dankie dat jy hier is en dis so lekker om die woord te kan bring vanoggend. Ons is in ons reeks Missio Mense. En ons is so 'n week 4 van ons reeks. En ons gesels oor ons identiteit in Christus. En ons het nou al 'n hele klompie dinge gesê in die afgelope paar weke al. Maar hierdie is so 'n belangrike reeks. Want hierdie reeks kom herinner ons wie ons is. Ons is Missio Mense. Ons is mense geroep vir God se missie. Ons is hierdie groep mense besig met God se Missio Dei. Gewone manne en vroue wat besef, maar ons is nie net gewone manne en vroue nie, ons is kinders van die Here, en ons moet gaan en leef soos hierdie mense op 'n missie, mense op sy missie, geroep om te doen en te wees met hierdie gawes, talente, vermoë wat hy vir ons gegee het, in ons werksplekke, in ons huise, in ons omgewings, dat Christus gesien en gehoor en geervaar kan word, in ons en deur ons. En dis hierdie reeks, Missio Mense, en ons gaan 'n bietjie gesels oor hoe lyk 'n Missio Mens vanoggend en in die paar weke wat oor is. Nou, ek wil begin met 'n vraag wat ons so baie vra, veral vir ons kinders, wanneer hulle klein is. En dit is die vraag, wat wil jy word wanneer jy groot is? Onthou julle die vraag? Ons is dit gevra toe ons kinders was, en ons vra dit vir ons kinders. Wat wil jy word as jy groot is? En daar's 'n paar algemene dinge wat kinders maar noem wanneer hulle so klein is, en nog nie weet van al die beroepe en dinge nie. Dis die polisiemanne en die brandweermanne en die veeartse en die veldwagters of al daardie dinge, 'n ambulansman en al die manne en al die vroue en dokters maar wat interessant is van hierdie vraag van wat wil jy word wanneer jy groot is 'n baie interessante vraag. Dit vra wat jy wil doen wanneer jy groot is en nie wie jy wil wees nie. En daar's 'n reuse verskil tussen die twee. Ons maak hier dieselfde fout wanneer ons kuier om 'n braaivleisvuur of wanneer jy iemand vir die eerste keer ontmoet, is dit nie lank nie voor jy vir iemand vra, wat doen jy? Wat doen jy vir 'n lewe? En dan wanneer die persoon vir jou sê, dan koppel jy wat hy doen aan wie hy is, en jy plaas hom in 'n boksie, of jy sit hom in 'n kategorie. Want dis wat jy doen, so dis wie jy is, so dis hoe ek jou gaan hanteer, so dis wie jy is, maar dis nie wie hy of sy is nie, dis net wat hy of sy doen vir 'n lewe. En ons maak wat ek doen en wie ek is aan mekaar vas met hierdie denkwyse van kleins af. En die samelewing vandag het hierdie obsessie met wat ons doen en dat wat ons doen sukses bepaal. Die wêreld sê wat jy doen bepaal wie jy is. Maar God sê wie jy is bepaal wat jy doen. En dis hierdie Missio Mense. Wie ons is bepaal wat ons doen. En ons sê dit al van die begin van die reeks af, Pieter het al gesê, Marius het gesê, ek gaan dit sê, ons gaan dit weer sê, is as ek weet wie ek is, sal ek weet wat om te doen. As ek nie weet wie ek is nie, gaan ek nie weet wat om te doen nie. Gaan ek nie weet hoe om op te tree in sekere situasies, dat Christus in my gesien en geervaar kan word nie. Want ek weet nie lekker wie ek is nie, maar die oomblik wat ek as kind van die Here weet wie ek is, gaan ek anders optree. Dan skielik verstaan ek wat God sê, dat wie ek is bepaal wat ek doen. Maar die wêreld het hierdie obsessie met wat ek doen, en sukses word daaraan gemeet. En is hartseer, want dis nie waar nie. En ons plaas mense in hierdie boksies en kategorieë waar hulle nie moet wees nie. Ek wil jou vanoggend vat na 'n skrifgedeelte toe wat baie bekend is. Dis die bergpredikasie daar in Matteus 5. En ek wil vir jou lees van vers 13 af. Nou met hierdie bergpredikasie en terloops, as jy hom nog nie gelees het nie of lanklaas gelees het, gaan lees hom weer. Want dit sê so baie van God se hart. En dis hierdie gedeelte waar Jesus en sy disippels so stap 'n entjie op teen die berg om weg te kom van die skare af. En Jesus begin met hulle gesels oor God se koninkryk en oor hoe ons as sy volgelinge moet leef.
So hy raak baie prakties met hierdie bergpredikasie. En ons kan so baie leer en sien van hoe ons moet leef en wat God se hart is rondom ons as kinders van die Here en hoe ons lewens moet lyk. Nou in vers 13 kom Jesus en hy sê, julle is die sout wat die aarde 'n beter plek moet maak. Ek lees vir die Nuwe Lewende Vertaling. Julle is die sout wat die aarde 'n beter plek moet maak. Maar as die sout verslaan het, kry jy dit op geen manier weer sout nie. Dit is totaal onbruikbaar. Al waarvoor dit goed is om buite op die straat uitgegooi en deur die mense plat getrap te word. Kom ons hou gou vas daar. Ek wil vers 14, 15 en 16 ook vir jou lees, maar kom ons staan gestop by vers 13. Jesus kom hier en hy sê vir sy disippels van daardie tyd en deur al die eeue vir ons as sy disippels vandag ook, as sy volgelinge, as sy kinders vandag, sê hy vir my, sê hy vir jou, julle is die sout van die aarde. Nou sout in daardie tyd was baie kosbaar. Maar sout was nie net kosbaar nie, sout was bruikbaar. Sout was nie net iets wat soos goud in 'n kluis geberre was vir altyd nie, of iewers op die rak in 'n fles geberre is net om na te kyk nie. Dit was kosbaar, dit het baie funksies gehad. Dit was 'n geurmiddel, dit was 'n preserveermiddel, veral in daardie tye voor yskaste en al die tegnologie van vandag. So dit was 'n preserveermiddel, dit was 'n ontsmettingsmiddel. Dit was 'n middel waarmee handel gedryf was. Van die oudste handelsroetes het met sout gehandel. Dit was gegee as deel van hierdie Romeinse soldate se salarisse. So sout was kosbaar, maar dit was bruikbaar. En sout se kosbaarheid het in sy bruikbaarheid gelê. So as Jesus vandag kom en hy sê vir my en jou, julle is sout, dan sê hy, julle is kosbaar, ja, maar jy is kosbaar en jy moet bruikbaar wees. Jy kan nie op 'n rak wees nie, jy kan nie loop met 'n sak sout en dink dis goed genoeg nie. Dit is nie. Dis nie goed genoeg as ek en jy as kind van die Here loop met 'n sak sout en die sak sout by tye gaan neersit en dan rondbeweeg sonder sout en sonder hierdie sak sout. Hy sê, dis nie wat jy doen nie. Jy's nie 'n soutdraer nie. Jy is sout. Hoor gou die verskil. Jy is sout, so jou hele lewe is sout. Jy's kosbaar, jy's myne, maar jy moet bruikbaar wees. En as jy nie bruikbaar is nie, as hierdie karakter van Christus nie gehoor en gesien en geervaar kan word nie, dan is jy so sout wat verslaan het geen doel meer nie. Definisie van om sout te wees, is om so te leef dat jy doelbewus die mense om jou beïnvloed met wie Christus in jou is. Christus leef hier binne my en sy karakter moet my karakter word. En ek dra hom nie net soos 'n sak sout en ek sprinkel dit so oral en nou en dan soos nodig nie. Alles wat ek sê, alles wat ek doen, hoe ek kinders grootmaak, hoe ek my buurman hanteer, hoe ek my kar bestuur, hoe ek my alles doen, is ek sout wat van die wêreld 'n beter plek moet maak. Moet Christus nie net gesien word nie, Christus moet geproe word, geervaar word. Daar's ons baie dinge wat lyk soos sout. Jy kan meel vat en dit kan lyk soos sout. Maar meel het nie die vermoë om te preserveer soos sout nie. Meel het nie die vermoë om te geur soos sout nie. Hy het nie die vermoë om 'n wond te kan ontsmet soos sout nie. En hoe hartseer is dit dat die wêreld kom na 'n kind van die Here toe en sê, ek sien Christus in jou. Maar as hy kom en hy, amper soos met meel, as jy jou vinger lek en jy sit dit in die meel en jy proe, jy, is meel, is nie sout nie. En hulle kom proe, maar hulle proe nie Christus nie. Jy lyk soos 'n Christen, jy trek aan soos een, jy gaan kerk toe soos een, jy loop met jou Bybel soos een, maar as dit kom by die naby, as dit kom by die bruikbaarheid, met die impak wat Christus in jou, maar deur jou ook wil doen, dan word Christus nie geervaar nie. Christus word nie geproe nie. So as Jesus kom vanoggend en hy sê, jou identiteit is, jy is sout. Jy is sout. En jy verteenwoordig my oral waar jy gaan, en my karakter moet sienbaar, hoorbaar, proebaar wees. Oral waar ons gaan, dan is dit groot woorde wat hy sê. Ek wil jou vat na die Ou Testament toe vir 'n oomblik, en met jou gesels oor 'n soutverbond. Ek gaan nie baie hieroor sê nie, want anders gaan ons ure hieroor gesels, maar
Maar die konsep van 'n soutverbond vat ons terug na die Ou Testament toe. En daardie disippels van ouds wat daar gesit het by Jesus se voete en geluister het toe hy vir hulle sê, julle is sout. Het geweet wat 'n soutverbond is. Dis iets wat geleef het in die hart van 'n Jood in daardie tyd. Hulle het dit geken. Want hulle het geweet wat geskryf staan. Hulle het geweet wat die wet sê. Hulle het die konsep van 'n verbond baie mooi verstaan. En 'n soutverbond word daar 'n paar plekke oor geskryf in die Bybel, en ek wil een spesifieke een vir jou lees, maar daar was 'n baie noue verbintenis tussen sout en die sluit van 'n verbond in die Ou Testament. Nou wat is 'n verbond nou weer? Net so vinnig, eenvoudig, 'n verbond is eenvoudig hierdie bindende kontrak, waar in die Bybel sluit God 'n verbond met sy mense. Hierdie bindende kontrak. En daar's baie name waar God kom en sekere beloftes maak en daar sekere verwagtinge is wat mense moet nakom. God sluit verbond met Noag, met Abraham, met Moses, met Dawid, met 'n klomp mense. Sluit hy 'n verbond. Maar sout was ook hierdie simbool van die verbond wat Israel met God gehad het, dat hy hulle God is en dat hulle sy volk is. Was hierdie soutverbond 'n simbool van. En ek lees vir jou een gedeelte, daar in 2 Kronieke 13, waar ons van 'n soutverbond lees. Ek lees hom met die ou vertaling en dan die Nuwe Lewende Vertaling. Die ou vertaling sê soos volg, hy sê, behoort julle nie te weet dat die Here, die God van Israel, die koningskap oor Israel aan Dawid vir ewig gegee het, aan hom en sy seuns as 'n soutverbond nie. Nuwe Lewende Vertaling verduidelik gou wat beteken soutverbond. Hy sê, besef julle nie dat die Here, die God van Israel, 'n onbreekbare verbond met Dawid gesluit het, dat sy nageslag vir altyd op die troon van Israel sal sit nie. So hierdie soutverbond verwys na hierdie kontrak tussen twee partye, hierdie onbreekbare ooreenkoms, verhouding, geldig en bindend vir altyd. Was 'n soutverbond gewees. So Jesus kom en hy praat met die disippels en hy sê, nie net is daar nou mee 'n soutverbond, dat as julle sekere dinge nakom, dan is dit hierdie bindende kontrak van 'n verbond tussen my as God en julle as my volk nie. Hy kom en hy sê, daar's 'n stappie dieper. Daar's 'n stappie groter nou. Want daar's nou 'n nuwe verbond. En onder die nuwe verbond lyk dit bietjie anders. Nie net is daar nou meer offers wat gebring word of 'n verbond soos in 'n Ou Testament nie. Nou is daar 'n nuwe verbond. Nou is julle sout. Nou is julle sout. In Lukas 22 vers 19 praat Jesus, hy stel die nagmaal in, hy praat van waar hy die brood breek en sê, is my liggaam. Vers 20 lees ons, hy het dieselfde gedoen met die beker na die ete en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, bevestig deur my bloed, wat ter wille van julle uitgegiet word. En dis hierdie nuwe verbond wat ons herdenk, gedenk, dankbaar voor is, elke keer wanneer ons so 'n eerste Sondag van die maand saam nagmaal gebruik. Want jy sien, hierdie nuwe verbond is hierdie belofte wat God maak aan mensdom, dat hy hulle sonde sal vergewe, die gaping sal toemaak tussen God en mens wat sonde veroorsaak het, vir hulle wat na God toe draai, deur Jesus Christus aan te neem as hulle persoonlike saligmaker en verlosser. Jesus kom, hy word mens, sterf aan 'n kruis, en eens en vir altyd word hy die lam van God geoffer vir die sonde van mensdom. En vir elke mens wat Jesus Christus aanneem, as hulle persoonlike saligmaker en verlosser, met hulle mond bely, met hulle hart glo dat Jesus die seun van God is daar 'n ander verhouding as die verhouding van 'n ou verbond. Hier's 'n nuwe verbond. Hier is ons wat as sondige mense skielik na God toe kan draai, kan sonde bely, Jesus kan aanneem en ons sonde word vergewe. En hier is 'n nuwe verbond. Hier is 'n ander vergifnis van sonde wat hier plaasvind en 'n ander verhouding. Nou is daar nie meer rituele en godsdiens wat verhouding bepaal nie. Nou is dit 'n lewe wat leef van 'n Christus wat in my is, 'n ou mens wat geesdood is, 'n nuwe geesmens wat gebore word,
die dag as ek tot bekering kom, en God woon binne my deur sy gees, en Christus in my, skielik lyk anders, skielik lyk my lewe anders, skielik is my elke dag se lewe anders. En dis waarvan hierdie nuwe verbond praat. En dis hoekom as Jesus kom en hy sê, julle is sout, het alles kom verander. Nou is dit nie meer godsdienst nie, dis nie rituele nie, dis ek en jy wat oral waar ek gaan, oral waar ek loop, Christus verteenwoordig, ambassadeur is van Christus. En mense hom in my moet sien, en ek so moet leef, dat hierdie nuwe verbond sigbaar is in my lewe, waar ek nie net na 'n plek toe gaan waar God is soos in die Ou Testament nie. God is in my en hy woon in my. En nou is ek sout oral waar ek gaan en die impak van sout word geproe, gesien, geervaar. Die impak van Christus in my lewe en deur my lewe word gesien en gehoor en geervaar oral waar ek gaan. Dis hoekom wanneer ek by 'n sieke kom, sê die Bybel en ek my hande op hom lê, wat bid ek? Ek bid in die naam van Jesus Christus. Bid ek vir genesing. Want Christus is my geneesheer, maar ek is hierdie een wat moet gaan en moet hande in die geloof oplê. En skielik is daar lewe, is daar hoop. Ek en jy is die draer van hierdie goeie nuus van die evangelie. As ons nie gaan nie, as die sendelinge nie gaan tot in die uithoeke nie, sal hulle nie kan hoor nie, want iemand moet gaan en Christus gaan verteenwoordig en sout gaan wees. Nie net 'n sak sout gaan optel iewers en iewers gaan aflaai nie. Iewers moet jy sout wees. Iewers moet jy impak maak. En met hierdie nuwe verbond het dit diep ingesak in die harte van die disippels waar hulle sê, "Sjoe, so ek is nou sout." En dit moes hulle geruk het. Want oral waar hulle gegaan het van daar af tot hulle gesterf het, was hulle die sout gewees. Dat loops voor ek verder lees. Ek wil vers 14 vir jou lees, maar ek dink nou daaraan. Ek het vroeg in my lewe groot geword met 'n pa wat nie die Here regtig gedien het nie 'n kerkman gewees nie. So ek het pa figure gesoek in die kerk as 'n jong seentjie. En ek het dit gesien as jong seentjie en later toe ek self in 'n fabriek gewerk het, het ek dit self beleef. Hoe growwe manne, en ek gaan die manne uitlig vir 'n oomblik. Hoe ek gesien het hoe growwe manne en later dit self beleef het. Hoe growwe manne, ambagsmanne in 'n blou overall op 'n fabrieksvloer Christus uitleef en sout is in moeilike omstandighede, in hoë drukomstandighede, en waar daai gewone growwe manne met hulle vuil hande, blou overalls, sweet, bloed en trane, waar hulle groter impak maak en daar meer van Christus in hulle was as wat daar baie keer in mense is wat in die kerk sit. En dit het so impak in my gemaak, waar ek as jong seentjie na ooms kon kyk en sê, "Sjoe, ek het nie my eie pa gesien nie, maar ek sien in hierdie oom, hy's net 'n gewone man. Hy het net 'n gewone werk, hy werk hard, maar ek proe Jesus. As jong seentjie proe ek Jesus. Ek sien dit, ek ervaar dit, die manier hoe hy my hanteer, die manier hoe hy sy vrou hanteer, sy kinders hanteer, die manier hoe hy sy werk doen, op die fabrieksvloer, jy sien dit. En nie net sien jy dit en is teleurgesteld as iemand naby kom en kom proe en ervaar en raad vra nie. Wat jy sien, daar is wat jy ervaar hier, dis dieselfde. Wanneer hy met sy swart naels wat hy probeer skoon skrob op 'n Sondagoggend hier in die kerk kom sit, is dieselfde man as Maandag in die overall. Missie gemeente, mag die Here ons vind getrou in jou werksplek, dat jy dieselfde proe as Sondag in die kerk. Dat dieselfde Jesus wat jy hier jou hande voor in die lig steek en hom aanbid, dieselfde Jesus is wanneer jy daar onder moeilike omstandighede in 'n vergadering sit, of in 'n werksplek sit en onregverdig behandel word, of kwaad word, of jou vererg, te nagekom word. Mag dit dieselfde sout wees. Want anders is daar ietsie vals, daar's ietsie melerig in ons southeid, kan ek dit so stel. Jy lyk soos, maar jy proe anders. Vers 14. Ons lees verder. Jesus kom en hy sê in vers 14, "Julle is die lig wat die wêreld moet verlig. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan mos nie weggesteek word nie. 'n Mens steek ook nie 'n lamp op en maak dit onder 'n emmer toe nie. Inteendeel, jy sit dit bo op 'n lampstander, dan maak dit lig vir almal in die huis." Nie net is ons sout nie. Jesus kom en hy sê, "Julle is lig."
Weer 'n keer, hoor gou mooi. Hy sê nie jy loop met 'n flitslig en Jesus is jou flitslig nie. En Jesus is jou lampie nie. En Jesus is jou kersie nie. Hy sê, julle is die lig, jy is die lig. Jy is hierdie lig wat die wêreld moet verlig. Nou, julle weet ek hou van definisies en ek hou van wat woorde en konsepte beteken. So as ons woordeboek toe draai en ons vra vir die woordeboek, wat is die definisie van lig? Is een van die definisies. Lig is die afwesigheid van duisternis. Hoe mooi is dit? Onthou Jesus kom en hy sê, ek is die lig, jy is die lig wat die wêreld moet verlig. So dan moenie duisternis in my wees nie. Dan moet lig in my wees. Engels sê, light is the brightness that lets you see things. Light comes from sources such as the moon, sun, moon, lamps and fire. Dis wat die Collins Dictionary sê. So hierdie lig moet 'n bron hê. En in Johannes 8 vers 12 sê Jesus, hy sê, en Jesus het weer met hulle gespreek en gesê, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Nou klink dit verwarrend. Hoe werk dit dan nou? Hier sê Jesus, ek is die lig van die wêreld. En daar in Matteus 5 sê hy, julle is die lig van die wêreld. Is Jesus te mekaar? Glad nie. Daar's een lig en sy naam is Christus. Maar die oomblik as ek 'n kind van die Here word, kom daai lig van Jesus en kom skyn in my lewe, soveel so, dat oral waar ek gaan, skyn sy lig in my, deur my. Soveel so dat hy sê, daar het 'n identiteitsverandering gebeur in jou as mens. Jy was duisternis, nou is jy lig. Oral waar jy loop, skyn die lig van Christus so, dat die wêreld hom in my sien. Efesiërs 5 vers 8 sê, want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here. Wandel soos kinders van die lig. Ek is lief vir God se woord. Hoe mooi prakties sê hy dit. Julle was vroeër duisternis. Nou is julle lig in die Here. Nie my lig nie, sy lig. En oral waar ek loop, verteenwoordig ek steeds vir hom. En moet sy lig sigbaar wees. En ek moet leef en wandel soos kinders van die lig. En Christus se lig moet geskyn word, gesien word, gehoor word. Hy gebruik 'n mooi voorbeeld hier. Hy sê, soos 'n stad op 'n berg. Stad op 'n berg kan mos nie weggesteek word nie. Dan sê hy ook, ons steek nie 'n lamp op en steek dit weg onder 'n emmer nie. Inteendeel, jy sit dit bo op 'n lampstander, sodat dit kan lig maak vir almal in die huis. Wat interessant is, van daardie tyd se stede, was meestal so op 'n bergtop of op 'n hoogte gewees, so dit was sigbaar van ver af. En jy kon daai stad nie wegsteek nie, die stad was daar. Maar daardie stad het iets gesimboliseer vir al as dit donker was. Onthou in daardie tyd het die arme mense maar eintlik om die stede gewoon en nie noodwendig in die stede nie. Die stede was maar net so groot. Maar die armer mense wat geboer het en wat moes buite die stede woon, het hierdie stede gesien en nie noodwendig daar binne gewoon nie, maar hierdie stede het iets gesimboliseer vir al as dit donker word. Want as dit donker word, is daar al hierdie lanterns en ligte op die mure en die huise aan die binnekant en daardie ligte was sigbaar vir myle ver. En die lig van die stad het hoop gebring vir iemand buite die stad. As ek op reis was, kon ek ver sien, daar is die stad waarheen ek op pad is, want daar's lig. En daai stad het vir my hoop gebring, want daar's 'n skuilplek, daar's beskutting, daar's voorsiening, daar's kos vir my, daar's hulp as ek hulp nodig het. En net so met Christus in my en in jou. Mense moet Christus sien van ver af in die manier hoe ek leef. Ek kan nie Christus onder 'n maatemmer wegsteek nie. Ek kan nie my lewe onder 'n maatemmer wegsteek nie. Ek kan nie hierdie Christus in my wegsteek nie. Dis soos 'n stad op 'n berg. Ek moet hom skyn, ek moet hom wys. En wanneer mense dan naby kom, moet hulle kom proe dat dit wat hulle sien van ver af is regtig wat hulle gesien het. Ons is lig, ons is sout. Dis wie ons is as kinders van die Here. Dis wie ons is as Mishu mense. As ek weet wie ek is, sal ek weet wat om te doen. Ek wil vir Dwayne vra om my te kom help speel. Ek wil vir jou 'n foto wys op die skerm. Hierdie is 'n golden retriever. Ons het so 'n labrador gehad, hy het net korter hare as die. Pragtige honde. Maar ek wil gou vir jou ietsie vertel van hierdie golden retriever.
En ek wil nie vanoggend sê jy's 'n hond nie. Ek wil nie sê jy's soos 'n hond nie. So moenie eens dink nie, maar hoor gou wat wil ek sê. Ek hoor hierdie mooi verhaal van 'n man wat met sy golden retriever na 'n dam toe gaan. En hierdie man staan so entjie van die dam af, is daar so 'n grasperk, en hy het 'n stok in sy hand. En hy vat die stok en dan gooi hy die stok so in die dam in, en die golden retriever hardloop met alles wat hy het, en duik in die water en gaan haal die stok in die water uit en bring dit terug vir die man. En so gaan die man, hy doen dit oor en oor, en hy vat die stok en hy gooi dit en die golden retriever bring hom terug met so 'n glimlag op sy gesig. Lyk altyd of hulle glimlag. En iemand kom by hierdie man en hulle sê vir die man, maar sjoe, jou hond is dan mooi opgelei. Jy moes hom hard gewerk het om hierdie hond te leer dit doen. En hierdie eienaar van die hond antwoord die persoon en hy sê, glad nie. Ek het dit glad nie vir hierdie hond geleer nie. Ek het eendag net hier gekom, by die dam, by die water, en ek het 'n stok gevat, opgetel en ons ingegooi, en die hond het sommer net ingehardloop, ingeduik en die stok gaan haal. Want jy sien, hierdie hond is 'n golden retriever. Dis in sy DNA, dis wat hy doen. Is hy gaan haal. Jy hoef dit nie vir hom te leer nie. Missie die familie, hoor gou vir my vanmôre vir 'n laaste keer. As jy weet wie jy is, sal jy weet wat om te doen. Jesus hoef nie vanoggend vir my en jou te sê wat ons moet doen nie. Al wat hy hoef te doen, is hy hoef te sê wie ek is. Jy is sout, jy is lig. Gaan leef soos sout, gaan leef soos lig. Laat mense my en jou sien, laat mense my en jou beleef, laat mense my en jou ervaar, oral waar jy gaan. Gaan net. Dis nou in jou DNA, dis in jou identiteit. Jy het 'n ander identiteit. Gaan doen, wees, leef. Gaan doen anders besigheid. Gaan maak anders kinders groot. Maar doen dit net op grond van wie jy is, in Christus, 'n nuwe skepping. Alles het verander, alles het nuut kom word. Gaan doen en wees wie jy nou is. Dan hoef ons nie so te sukkel om te wonder, mag ek nie? Moet ek nie? Al die reëls en regulasies. Hoe moet ek nou optree? Mag ek hierdie woord sê, mag ek nie? Mag ek hierdie ding doen, mag ek? As jy weet wie jy is, gaan jy nie wonder nie. Jy sal weet. Want dis wie jy is. In jou huwelik, mag ek, jy sal nie wonder nie. Jy sal weet. Want jy is sout en jy is lig in jou huwelik. Christus. Ek sluit af met die laaste skrif, naamlik saam bid. Daardie gedeelte in Matteus 5, wil ek vers 16 vir jou lees. Hy sê, julle moet so voorbeeldig lewe, nog steeds Jesus aan die woord. Hy sê, julle moet so voorbeeldig lewe, dat julle 'n helder lig sal laat uitstraal. En kyk wat is die effek van sout wees, van lig wees. Dan sal die mense dit sien, en julle hemelse Vader daarvoor prys. As ek en jy besef, ons is sout, ons is lig, wie gaan die eer kry? God gaan die eer kry van ons lewens. Die uitdaging is, ons as mense wil die eer hê. Ek wil hê mense moet vir my sê hoe wonderlik ek is. Ou Matthys is dood die dag toe hy Jesus Christus aangeneem het, as sy persoonlike saligmaker en verlosser. Van daai dag af tot vandag gaan dit nie meer oor my nie. Dit moet mos nou net oor hom gaan. As ons sout is, as ons lig is, sal God die eer kry vir ons lewens. En alles wat jy doen, en oral waar jy gaan. En is dit nie elke mens se droom, elke kind van die Here se droom nie. Om te sê, Here, ek wil hê my lewe moet U verheerlik. My lewe moet hierdie worship song wees vir U. My lewe moet oor U gaan. Mense moet U in my lewe kan sien. In die eenvoudige dingetjies, op my swakste, op my beste, alles tussenin. It's all about you. Wees wie God sê jy is. Leef so en God sal die eer kry. Kom ons bid saam vanoggend. Vader, dankie vir 'n oggend, vir ons net so kan bewus raak weer van wie ons is en hoe Heilige Gees U dit in ons wil lewendig maak, dat
Dat U wil ons herinner net wie ons is in Christus as kinders van die Here. En as ons dit verstaan, dit snap, sal ons lewens daarvan getuig en sal U al die eer kry. En dis my gebed vir elkeen vanoggend hier, vir myself ingesluit. Here, ons is baie keer as mens op so 'n plek waar ons die eer wil kry. Here, ons is so bekommerd en behep met wat mense van my sal sê. Van my beroepkeuse af, tot my adres, tot die kar wat ek ry, tot die klere wat ek aan het. Ek wil mense beïndruk. Here, ons gaan maak skuld om mense te beïndruk wat ons nie eens ken nie. Help ons om opnuut vanoggend net te besef wie ons is in Christus. Ons is sout, ons is lig. En mag ons lewens so leef dat mense U in ons sien soos 'n stad op 'n berg, soos 'n lamp op 'n lampstaander van ver af. Van ons sal hoor, al sien hulle ons nog nie eers nie. Sal weet, so en so is op pad. So en so gaan hier by ons kom werk. So en so gaan langs my kom intrek. Ek het gehoor Christus leef in hom en leef in haar. Ek sien dit van ver af en ek ervaar dit van naby af. Ek beleef dit in die elke dag se handel en wandel. Hy proe soos sout. Sy proe soos sout. Die impak wat hulle maak is soos sout. Dit bring lewe, dit preserveer, dit maak gesond, dit is kosbaar. Dit is bruikbaar. Hy of sy is besig met die dinge van die Here. Hulle dien, hulle gee, hulle is betrokke. Die liefde van Christus is tasbaar sigbaar, nie net van ver af nie, maar naby ook. Help ons as Missionary gemeente, Here, en alles wat ons doen en aanpak, dat ons sal weet wie ons is. Dat ons sal weet wie ons is. Ek bid vir elkeen vanoggend wat dalk hier sit en sê, Matthys, maar ek het nog nie 'n besluit gemaak vir Jesus nie. Ek voel nog nie, ek is 'n missie mens nie, ek weet nie of ek gered is nie. Dankie dat ons eenvoudig in so 'n oomblik kan stil raak. Dat U woord sê dat vir elkeen wat in 'n oomblik met hulle mond bely dat Jesus Christus die Seun van God is en in hulle hart glo dat God hom uit die dood uit opgewek het, dat ons gered sal word. Ek ons in 'n oomblik dit kan sê, Here, hier is ek, nes ek is, vergewe my. Was my skoon met die bloed van Jesus. Ek wil nie met my ou lewe aangaan nie. Hier is ek, Here, vergewe my, vergewe my. Ek glo, Jesus Christus is die Seun van God. Ek bely dit, ek glo dit. Dan het U in 'n oomblik sonde vergewe. Dan het U van die grootste sondaar 'n kind van God maak. Dat ons kan deel raak van hierdie kosbare familie, hierdie kerk van Jesus Christus. En dat U skielik vir my ook dan kan sê, welkom by die familie. Jy's nou 'n kind van die Here. Wees nou wie ek sê jy is. Wees sout, wees lig. Dankie vir U groot genade oor elkeen van ons se lewe. Ons is so bewus van dat alles maar net genade is. En dankie vir U genade oor ons lewens. Maar as mekaar het gaan nou, wil ek bid dat U met elkeen van ons sal wees, die res van hierdie Sondag, die res van hierdie week, as missiomense, mag ons wees wie U sê ons is. Dus dankie daarvoor, ons bid dit in Jesus se kosbare naam. En almal sê, amen en amen.